Die gehavende Duitser van die grot, 'n ware bonatuurlike vertelling. As jy nog nie in spookstories glo nie, mag hierdie een jou dalk net aan die dink sit. Op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke is daar 'n podcast en snitlys wat net oor spookstories gaan. Ware belewennisse van mense met spooke en die bonatuurlike. Op die oomblik sien ek die boek Vindingryk weer na. Ek moes, daar is glipse en foute in. Ek sit dit nou as 'n selfleesboek ook op ons Facebook bladsy, hoofstuk vir hoofstuk, soos wat ek met die nasien vorder. Jy gaan kyk Afrikaanse liefdesverhale 35+ en stories, as jy dit daar as 'n vervolgboek wil lees. Hierdie is die tweede langste boek wat as 'n vervolgstorie begin het en later in 'n volledige audioboek en PDF-boek geëindig het. Jy kan die hele boek koop en lees as jy haastig is en dit self wil lees en nie lus het om daarna te luister nie. Maar ons praat later daaroor. Vanoggend kom episode of hoofstuk 51 toe aan die beurt, waar Victor vir Simonay vertel wat hy in Suidwes-Afrika, Namibië beleef het. Die Boesmans en die Duitser in die grot. En ek dink, hoekom is hierdie storie nog nie op ons spooke en bonatuurlike snitlys nie? Ek het hierdie storie meer as een keer gehoor by 'n hele paar mense van Suidwes. By die Altefeste in Windhoek, Namibië, waar ek self iets beleef en gesien het en met iemand gepraat het terwyl ek daar gewerk het, die vader van die Altefeste, daar het ek ook die storie gehoor. Daarom glo ek hierdie storie van die verskyning in die grot of spilonk, waarvan die ouens praat, regtig uit betroubare bronne kom, want ek het dit eerstehands gehoor. Een van die ouens was 'n boer wat na sy diere gaan soek het in die omgewing, en die ander een was 'n polisieman en sy makkers wat op 'n spesiale operasie was. En die een van hulle was gesuip terwyl hy vertel het nie. In Windhoek maak 4 bure geen man ooit dronk nie. Dit is net 'n grappie. Maar ek gaan die een van die polisieman en sy makker wat op 'n spesiale operasie was vir julle vertel. Hulle het na iemand wat in aanhouding was en ontsnap het gaan soek het. Hulle het spore te voet gevolg en uiteindelik in hierdie spilonk of grot beland. Vandag lees ek vir julle dit uit Victor se oogpunt, want ek het vir hom die storie gegee. Victor, die ou wat op Rigtersrus beland het en die hoofkarakter van Vindingryk. En daar waar hy besig is om sy hart te verloor op Simonay. Hy wil vir haar iets spesiaal doen en ontvoer haar na 'n grot, daar op die plaas waar Heidenveld Rigter groot geword het. Rigtersrus, die man se wegkruipplek, dalk sy eie bendehuisie toe hy klein was. Nou kamp Victor en Simonay daar, en so loop die storie, volgens Vindingryk, die boek. Victor pak sy vuurtjie tussen klippe aan, daar waar Heidenveld waarskynlik ook soms 'n worsie of 'n vleisie vir homself gaar gemaak het, dalk 'n hasie of tarantaal of 'n forel in die laaste maand, voordat hy weer by mense ingeskakel het. Wanneer sy vuur behoorlik brand, maak hy vir hulle elkeen iets oop om te drink en gaan sit styf teen Simonay op die plat klippe met sy regterarm om haar. Dit het vinnig donker geword. Glo jy in spooke, Victor? Vra Simonay en kruip dieper teen hom vas. Ja, natuurlik, antwoord hy, sonder om een oomblik daaroor te dink. Mens moet in die bestaan van spooke glo, as jy minstens een keer een gesien het. Simonay lig sy arme oomblik van haar af en draai so, dat sy hom reguit in die oë kan kyk. En hy kyk reguit terug. Hy weet wat hy gesien en beleef het. So hoekom sal hy daaroor jok? Vertel, daag sy hom uit. Ok, maar jy gaan my nie laat oppak om terug te keer huis toe na die tyd, omdat jy skielik bang geword het om hier te wees nie, dreig hy. Nee, absoluut nie. Ok, en hierdie is die storie soos wat die polisieman dit vir my ook vertel het, maar nou is dit uit Victor se oogpunt vir die boek se onthaalwe. Ons was op 'n spesiale missie, ek en 'n kollega Koos.
Ons was in die noorde van Suidwes Namibië, op soek na iemand wat uit aanhouding ontsnap het. Te voet, want in so wye landskap hoor jy 'n voertuig kilometers ver aankom, en daar sand, die goed val vas. Ons was sonverbrand en moeg in daai stadium. Ons waterbottels was leeg, en ons was dood van die honger. Die son was aan die sak. Toe maak ons vir ons elkeen 'n holte in die sand, en ons het gedink om net vir 'n paar minute te lê en slaap. Toe staan daar skielik 5 boesmandjies rondom ons. Hulle beduie vir ons dat hulle ons na water sal neem. Water wat veilig is om te drink, sommer daar naby. En toe doen hulle dit. Helder water wat deur die klippe gesyfer het. Ons het gedrink en ons waterbottels vol gemaak. Toe val ons plat in die sand om net vir 'n paar minute te slaap, want die klein mannetjies het beduie dat hulle weer moet gaan. Hulle moet iets gaan doen. Maar terwyl ons nog so half en half deur die indommel was, en nie te lank daarna nie, toe kom hulle terug met 'n bokkie. Dit is toe wat hulle moes gaan doen het. Hulle het gaan jag, kos soek. Hulle slag die diertjie en maak dit daarby 'n vuur wat hulle vir hulle self aan die gang gekry het gaar. Daarna bring hulle vir ons stukke van die vleis van die bok. Jy kan dink, dit was koningskos, want toe het ons al vir 'n hele paar dae lank niks geëet nie. Daarna het dit begin donker word rondom ons, en die boesmandjies val een na die ander plat om te slaap. En ek en Koos het nog so rukkie gesit. Daai paar minute se slaap het gemaak, dat die slaap vir ons nou begin wegbly. Buitendien kom daar toe van iewers uit die donker af, nog 'n wit ou na die vuur toe aangestrompel. So vuil, verwaarloosde ou met touerige hare wat op sy skouers hang. En hy praat so brabbel kruising tussen Duits en Afrikaans. Ons bied vir hom van die vleis aan in ons varkpannetjies, maar hy skud net sy kop. Nee, dankie. Hy vertel dat hy daar wegkruip vir die geallieerdes wat hom wil saamsleep Egipte toe. En kan hy maar 'n rukkie daar by ons kom sit, want hy het so lanklaas geselskap daar gehad. Hy sien ons het darm gewere, so as hy wil wegkruip, sal ons hom dalk verdedig. Ons was seker die vent is so 'n bietjie mal, want hy het verskriklik baie gepraat. Ons vra of hy nie ons ontsnapte ou gesien het nie, en hy sê, as hy het, gaan hy daai ou nie verklap nie. Hy weet hoe dit voel om verraai te word. Toe los ons dit maar daar, jy maak nie so 'n woestaard kwaad nie. Toe uiteindelik val Victor en Koos plat om te slaap. Hulle word soms wakker, dan sit die ou maar daar, en nog steeds praat hy een strook deur, al is daar niemand meer wat na hom sit en luister nie. En so iewers na middernag word Victor weer wakker, en gelukkig is die gebrabbel stil, maar die ou is ook weg. Victor vertel verder, toe ek en Koos die volgende dag vir die boesmandjies vra waar die ou man nou is, en waar hy heen gaan as hy nie hier sit en twak praat langs die vuur nie. Toe lag hulle verskriklik lekker. Vertel in gebroke Duits en Afrikaans, daai ou oom is lank nie meer van hierdie wêreld en van hierdie lewe nie. Hy gedood al daardie jare van die oorlog, het hulle papas nog vir hulle vertel, maar hulle is nie bang vir hom nie. Hy maak hulle gewoonlik niks, maar hy was glo spook, en ek het gevoel, ek kon aan hom vat, sê Victor, dat hy so deel van hierdie lewe is, soos wat ek en Koos in daai stadium was. Hemel, steen Simonei, en hy is daar by hulle in die grot. Ek sou nooit weer aan die slaap kon raak nie. Maar ek sê dan vir jou, dit was glad nie 'n skrikwekkende ervaring nie. En terwyl hy daar was, het ons gedink, hy leef, hy is een van ons. Hy was rustig, dit was selfs geruststellend om hom ook daar by ons te hê. En dit is hoe ek self ook die meeste spooke ervaar het, die wat ek al gesien en meegepraat het. As jy nog nie Vindingryk die vol audioboek geluister het nie, sit ek nou vir jou 'n skakel op die skerm, dan kan jy na die boek luister, ook na die spookstories op ons blad, en dankie dat jy hierna geluister het. As jy wil inskakel, jy is welkom, jy mag subscribe, of jy hoef nie, en het sal lekker wees om te sien as jy so af en toe 'n story like, want dan weet ek waarvan mense die meeste hou, en dan gaan ek terug na daai soort stories. Dankie vir jou.